Vandag kuier ons by 'n vriendin. Sy werk by 'n naaldwerk en wolwinkel met die naam Cotton Ball. Kom ons gaan kyk hoe lyk dit daar binne. Dankie. Hallo, hoe gaan dit? Goed en jy? Ek kan nie klaar nie. Lekker om jou te sien. Net so vir my ook. Quiltwerk, ons is besig om laslappiewerk te doen. So laslappies sny jy 'n redelike goeie stuk lap in stukkies. Jy werk dit aan mekaar vas en dan sny jy dit weer op. Ek het nou al reeds van die stukkies gesny en ek het 'n spesifieke patroon wat ek gebruik. So ek gebruik 'n roterende snylem en ek gaan die lap sny. Julle kan sien hoe skerp is hierdie lem. Hulle gebruik ook 'n snymat om op te sny, sodat jy nie die tafel beskadig nie. My patroon is nou so, ek het nou hierdie gedeeltes opgesny en ek gaan nou hierdie enetjie roteer. My blok as hy klaar is, gaan so lyk. En dis een van die blokke in die laslappie kombers. Vandag doen ons naaldwerk op 'n naaldwerkmasjien. So ons gaan die Vriendin, sê vir my, is daar baie mense wat nog laslappiewerk doen? dis 'n kunsvorm wat uitsterf. Die Amish mense van Amerika het eintlik begin daarmee. So hulle gebruik ou klere en hulle sit dit aan mekaar vas en sodat hulle quilts het om onder te slaap. En hulle gebruik die wolletjies van skape en van bokke en hulle weef dit aan mekaar vas om die binneste gedeelte te maak. Dan is dit amper soos 'n ja, dis 'n quilt. So hy het 3 laagies. Hy het die onderste laagie wat die onderkant is, dan het hy die geweefde bateersel tussenin wat gewoonlik van natuurlike vesels gemaak word en dan hierdie laslappie gedeelte wat ek nou aan mekaar sit, kom bo op en dit kom dan op hulle bed. Maar hulle werk glad nie met masjiene nie. Alles word met die hand gedoen. Dis verskriklik baie werk om met die hand so te werk. Ja, vir my gaan dit vinnig. Ek kan so 'n hele quilt aan mekaar sit in omtrent 'n week. Maar ek weet nie hoeveel ure dit hulle gevat het nie. Hulle het seker baie mense wat gelyk aan 'n quilt werk, nie net een persoon nie. Ek het 'n vreeslike oulike boek wat die geskiedenis daarvan verduidelik. So die Amish gemeenskappe bly in gemeenskappe en hulle is oral oor Amerika. So die vrouens kommunikeer gereeld met mekaar en dan een vrou sal byvoorbeeld een blokkie maak en dit aanstuur. Hulle het soos 'n vriendekring. Sal daai blokkie dan nou aanstuur met sy patroon na die volgende vrou toe. En die volgende vrou maak dieselfde blokkie en 'n nuwe blokkie en stuur dit dan nou aan na die volgende vriendin toe. So teen die tyd wat die kring klaar is, dan het hulle almal 'n quilt. Dit vertel 'n storie. Elke vrou se blokkie vertel 'n storie. So as daar 'n blokkie is, byvoorbeeld hulle het nou al die familie saam gekry om die appelboorde te pluk. Dan sal sy nou 'n blokkie maak met 'n appelboom en die appeltjies en die mense wat om die bome besig is om die appels te pluk. So dis haar storie vir daai week. En dan kom hulle by die volgende persoon uit. En die volgende persoon het byvoorbeeld 'n piknik, so sy vertel in haar blokkie die storie van die piknik wat hulle gehou het en al die mense wat saamgekom het. So dit is 'n vreeslike interessante, dis deel van hulle kultuur, ja. Dis baie interessant. Ek het nie eintlik geweet nie.
Doen hulle ander tipe naaldwerk of häkel of brei ook? Die Amish mense doen alles. Amish mense het glad nie tegnologie nie. Hulle probeer wegbly van tegnologie. So hulle häkel, al hulle klere word gebrei en gehäkel en met naaldwerk aan mekaar gesit. Baie mense weef nog hulle eie lap ook. So dit is vreeslik interessant. Hulle doen alles met die hand. Het ons Afrikaans mense baie van dit ook geleer en ook in ons kultuur in? Ek dink so die voortrekkers het wel ook hulle klere self gemaak en hulle komberse self gemaak, ook per hand. Hulle het natuurlik met leer ook gewerk, want hulle het voorskote van leer gemaak en natuurlik die Afrikaner beeste se leer was gebruik om handsakke te maak, skoene te maak, klere vir die seunsbroeke en so aan. Maar ja, hulle het ook per hand al hulle klere, komberse en so aangemaak. Dis verskriklik interessant.